in die loop van Moedersdag, het ek het goed gedink om die thema te gee, down memory lane. I want to take you back to the days and to the house where you grew up as a child. I want you to recall the moments with your mother and with your family. Kom ons gaan 'n bietjie terug in die geestesoog sien die huis waar jy groot geword het. Al kom jy van waar in Suid-Afrika, maar jy het in 'n huis groot geword. Nou kom ons gaan 'n bietjie terug aan die huis waar jy groot geword het. Sien jy mammy, sien jy daddy, sien jy broers en die susters in die huis. Sien die kombuis en die tafel waar jy gesit het. Kom ons gaan nog 'n bietjie terug. And this why you go down memory lane. Maar die persoon aan bewind van sake, wat die ding moes laat werk, was iemand. Stem jy saam? So I take you back to your roots today. And you cannot deny your roots where you're coming from, then in big trouble, because that is the formation years where you were formed as a child and you grew up as an adult. Jy weet, ek kom van Johannesburg. Baie, ek sê baie lang in die Kaap. En ons bly daar naby Soweto. En my oorlede ma, sy kon 8 Afrika tale praat. She was a linguist. My pa kon so 3 of 4 Afrika tale praat. Sesotho, Zulu, Wenda, Sesotho. Ek sê dat daar sulke Japon. Hulle het dit gegooi. Maar nou kom my ma en ek wil hê jy moet nooit besef dis een wie. Wat kan jy onthou van iemand, die hoogtepunt? Nou kom my ma se Sotho vriende van haar kuier. En jy weet, destyds as kind, jy moet nie gesien wees. Jy moet ook nie gehoor wees. Jy moet verdwyn. Maar nou kom my ma se Sotho vriende. Nou moet ons eers aan te groot Dumelama. Dit is Sotho, ja. Dumelama. Oké, nou groot Dumelama. Maar wat vir my uitstaan van die groet, dan was die gebrek, ek weet nie, dit is seker nou al verval, of dit is uit. As die auntie in jou huis is, dan moet ons die auntie se ore neem. So, ek sal nie met een van die susters dit doen. Dan moet ons die auntie se ore neem, en sy neem my oor. Dan sê my ma, Inchwari kan nie tege. En dan vat die auntie en ons soen mekaar. Terwyl ons mekaar se ore hou. En so my auntie is nogal lang gesoen. En eendag, dit was ons met nog kinders, man. En eendag vraag my, hey mama, oepie man, ek kan niet. Wat betekent die intuïteit? En my ma kyk my so. En sy sê die Sotho gebrek is. Jy sê vir die vrou in die huis kom, ek verwelkom jou in my huis as 'n eregas. Terwyl jy by my aan huis is, sal ek jy die beste gee. Ek sal jou beskerm met my lewe. Want jy het die tyd afgestaan om my te kom kyk. As baie diep. En nou sê maar, wat gebeur? Jy moet verdwyn. Nou daar gesels, ek wou sê dit, ja. Nog het hulle gesels. Dan moet my maar om die kop. Dan moet ons die duurste koppies uithaal vir hierdie vrou. En die kos wat ons eet ons pap en vlees op. Ek ken ons. Maar die beste gravy, die lekker vlees word voorgesit en nou eet ons saam. Dis Shiva, ja. En as hy auntie huis toe gaan. Nou ons speel nog lekker daar buite gaan aan en sê maar, hey, kom. Nou dan saam met die auntie stap. Onthou, ek gaan beskerm met my lewe. Dan moes ons saam met die auntie stap tot daar by Orlando.
daar in die grense van Soweto. En ons staan daar tot sy daarvan toe, wetende sy is veilig. En as ek enige kind vandag moet vra, wat is daar wat jy van jou ma kan onthou? Wat staan uit as ma, as vrou? Dan kan jy sê, daar is iets wat bly mee is. Ons praat van die woordjie ma. Nou die woordjie ma in Hebreeuws beteken M. E-M, met collega's aan. Nou M beteken, ek gaan uit waar hy klomp betekenis in die oorspronklike taal in Hebreeuws. So die woordjie M beteken die ma van die kinders. En in Psalm 139 vers 13 staan daar, U het my gevorm, U het my gemaak, U het my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. En daarom is ons 'n kunswerk, toe die moeder geboorte skenk aan U en my, het sy geboorte geskenk aan 'n kunswerk. That's why you are so special. Because your formation years were formed in the embryo of your mother. En juist in die embryo van u ma het God u geken. Het God u, your abilities, your talents, het God dan ook geken. Die woordjie ma beteken ook die versorger, die persoon wat omgee, die woordjie M. So die ma op hierdie Moedersdag, going back to our childhood years. Die ma is die versorger, en dit was nog gelees in Spreuke 31. I just highlight some verses for you. Daar staan, hierdie ma, sy is 'n knap vrou. Haar hande staan van niks verkeerd. And when I take you down to memory lane, visualiseer u ma. Hoe besig sy was om vir die kinders te sorg, terwyl hy nog klein was ma al besig. Terwyl hy geslaap was ma al besig. Waarom? Want sy is 'n versorger wat omgee vir die familie, soos hierdie vrou wat ons terug gelees het. Daar staan ook, sy staan op as dit nog nag is. Maar die versie tevore sê dat sy laat gaan slaap. Hoekom is sy laat gaan slaap? Sy het seker gemaak, alles in die huis is reg. So as my kinders opstaan, hoe is daar alles, daar voorsiening gemaak? Om sy laat gaan slaap te staan, sy vroeg op vir wie? Vir haar kinders. En dit is die versorger, die ma wat omgee vir haar kinders. Daar staan ook geskrewe, sy het slaapvinger gehad, wat vir haar gewerk het. En sy het ook hulle werk opgedeel, so sy sal vinger opstaan, moet nie vir haar kyk nie, hulle begin werk, want sy is 'n knap vrou, sy gee om. En as u vandag na u ma kyk, miskien is sy al afgestel. But you have a memory of a mother, this hard-working mother, who cared for you over the years. Wat haar afgesloof het vir u en vir my. Daar staan ook in Spreuke, sy pak die werk aan met krag. Wat eintlik daar staan is, anders staan vir niks verkeerd nie. Dit is 'n lus om te werk, because sy is die sy is die versorger vir haar gesin. Daar staan ook, sy is 'n harde werker. En broers en susters, u wat nou oor sal weet, ons kom in die apartheidjare, waar ons oors onder moeilike omstandighede moes gewerk het, ons maans ook. Papa moet vroeg uit gaan werk, en ek bring my karige salaris huis toe, en ma moes toesien, dat die min geld, die gesin moes daarvan leef. Because sy is die versorger wat omgee. Dink net mooi. Hoekom, maar daar staan ook in Spreuke
hierdie vrou het 'n oopheid gehad vir die armes. She cared for the poor. Sy was nie selfsugtig nie. En nou kom ek klop aan die deur. Just go down memory lane as jy dink. Dan kom ek klop aan die deur. Auntie Moira. My ma vra 'n bietjie olie. My ma vra 'n bietjie suiker. My ma vra 'n stukkie brood. Maar daar is nie baie vir die eie gesin nie, maar nog steeds het die ma gedeel. Is dit waar? Yes. En daarom is daar die eienskap ook in elke moeder vandag. To care for people who doesn't have. Maar die woordjie M, woordjie ma beteken ook, sy vertroetel. Wat? Die ma vertroetel. Kom daar memory lane en dink toe hy siek was. Of jy maak moeilike geboortegeskenk. Sy sal by u sit in hy siekbed. Of sy kan kom medisyne bring, of kruie bring, of pille bring, of in die hospitaal is, sy sal by die bed sit. Sy sal met hom net daar kom en die koors kom breek. Is dit so? Ja. Dis wat die mami gedoen het. Sy het vertroetel. En nou nog as sy geval het en die seer gekry, dan bring sy mos die bloedselvaseline. En sy smeer oor die. Weet jy maar plaster is magic. En nou jy sit 'n plastertjie om, dan is alles oor. Of hulle vreemdskoppies, maar hulle kan nie by my vreemd, maar ja. Hulle vreemdskoppie, of 'n drukkie, of 'n soentjie, mammetjies bette, alles oor. Of hulle gee 'n lekkertjie, of 'n biskuitjie, alles oor. Want dit is die ma wat vertroetel, want jy gee om vir my kind, dit is vlees van my. Amen. En daarom is Moedersdag so belangrik vandag, vir ons wat hier in die kerk is. Maar die woordjie ma beteken ook, die ma, my lieflike ma. My lieflike ma. En as ons terug na mami, we go down memory lane. As een vrou wat jy nooit sal afstaan. Sy bly die lieflike ma. Sy is nie perfect. Sy maak ook foute. Maar sy bly die lieflike ma. En nou word ons Spreuke 28, and there's a highlight of our chapter. Vers 28 staan daar, haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Waarom? Want dis die versorger, die ma is die vertrooster, die ma is die ma van die kinders, hierdie ma is die lieflike ma. En soos almal kom en hulle prys sy, mami, dankie wat jy vir ons gedoen het oor die jare, ons sien jou hart beweeg. Maar wat belangrik is, en wat my mooi is in hierdie teks, die man staan op nader. En wat sê die man? Ek lees dit in vers 28. Haar kinders prys haar. Haar man bewonder haar. Nou sê in vers 29 vir sy vrou, daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Is dit nou nie waardering, broers en susters? Wat hierdie ma moet hoor. And going down memory lane, try to recall, as 'n familie, al die kinders saam. En vandag het het gebeur op Moedersdag, miskien die kinders van verskillende oorde gekom, van hulle is oorsee, maar mami het al 'n oproep gekry. Ek praat gister met iemand, sê, Ismael, weet jy, ons is 7 susters. Maar elkeen gaan koop, ons gaan na mami toe. Want mami het vir ons gesorg oor die jare, mami hoef niks te doen nie. En dis die waardering, wat hier ook in Spreuke uitgebeeld word, hulle het haar bewonder, hulle het haar geprys. Maar hier is ook 'n ernstige weergedeelte aan hierdie vers.
man. Die man het al geprys. En dis vir al mans in hierdie kerk is, wat hulle vrouens nog steeds prys. I salute you. Maar wat gebeur? Ek sluit myself in. Prys ons mans nog ons vrouens wat hulle vir ons doen. Sê ons nog dankie vir ons vrouens. Or do we take them for granted? Is my huwelik 'n magsbasis? Ek is aan die hoof van sake en jy moet net werk en kinders baar. Want die vrou is gelyk geskape met die man. Deur hande van God. En die man kan nie kom en die vrou kom regeer. In my berading sessie, broers en susters, dis hartseer as ek met mense werk. As die vrou vir my sê, meneer Abrams, I have a scar, I have an emotional scar, wat in ons huis gebeur het, toe ek nog 'n kind was. Wat my pa en my ma gedoen het. Wat my pa en my gedoen het. Mr. Abrams, ek moet voorgee, ek is gelukkig, maar die pyn sit binne in my in. Hy vrou dra hy pyn vir die res van haar lewe. GBV, gender-based violence. Hoe hanteer jy vrou, mans, ek is ingesluit. Wat die woorde sê van die vrou? Kan die vrou, as sy die naam hoor na jy kyk, kan sy met terswaal en sê, dis my man daar. Kan sy dit doen vanoggend? Indien nie, mans, ek ingesluit. Let's repair the damage. Let's repair the damage before it's too late. Ek is nou besig met die egskeidingsaak. Al is 12 jaar getroud. Sy sê vir my, Mr. Abrams kan my man nie verdra nie. Dis harde woorde, broers en susters. Dieselfde mense gesê dit vir better and for worse. Maar die man het 'n slagoffer geword in die huwelik. En daarom bid ek God se genade. Mag reg. Iemand het eendag gesê, raise your child and not your voice. En broers en susters, dit is deel van die opvoedingsstaat van moederskap en vaderskap. Daarom sê ek weer, I salute the men in this church. Want nog steeds daar is vir hulle kinders. Want nog steeds hulle kinders wil ons kraag. Want die kind kan sê, that's my daddy. I salute you. Nou wat beteken moederskap? Moederskap gaan ook gepaard met dankbaarheid. Kom ons kyk hoe wat staan daar in die Bybel. Hanna kon nie kinders baar. Sy was 'n gebroke vrou. Sy was bespot. Sy was verneder. En sy het met God gebid tot in die tempel. Sy sê die profeet van my, jy moet nou lekker dronk. Sy sê, is nie dronk, ek praat met God. Ek is met sy gees vervul. En die moederskap het 'n waarheid geword. God het my skoot kom oopsluit en hierdie kind gaan ek Samuel noem. Samuel in Hebreëus beteken God het gehoor. Of die naam van God. Ons kyk ook na Sarah. Sarah het God se beloftes vertrou en geboorte geskenk aan Isak, sodat moederskap gaan gepaard word met vertroue in God. Maria, Jesus se moeder, sy het hom vertroetel en tot op die kruising het sy hom bygestaan en daarna ook. She was the mother who cared. Dis ingebore by 'n ma. And down memory lane today, brothers and sisters, we have to recall where we're coming from and where we're heading to. Om moeder te wees, is om met geloof gevul te wees.
om moeder te wees, is om met liefde gevul te wees. Om 'n moeder te wees, is om deursetting te hê vir die kinders wat u groot. Daarom is hierdie Moedersdag so belangrik vandag. Praat met enige ma vandag. Jong of oud. Hulle sal sê, ons moet so baie uitdagings al ervaar het, om my kinders by mekaar te hou. Die onsekerhede wat op my familie toegesak het, ek moet stilstaan. That's why the mother is the rock of the family. She keeps us together. En daarom kan ons na ons ma's gaan, enige tyd. En ons na die stories van ons mammies luister, dan word ons as kinders wat kinders groot maak, ons word geïnspireer, juis omdat God aan hul kant is. Dink jy die opofferings wat die ma moes gemaak? Dit was nie maak. En daarom is ons ouers, ons ma, hulle is onwankelbaar. Hulle staan vas. Ek het 'n val gehad, by die shack uitgebrand het. En die mense staan en kyk, en die mense skree, hou koppe vas. Die ma was verwinkel. Die mense weet dat baba slaap in die huis nie. En die huis brand, sy hart loop deur al die vuur. Maar kind te red, dis 'n ma. Maar sy samelewing gestel. Dis 'n ma. As 2025 broers en susters, liewe mammies, en even though a mommy is, you are raising the future generation. Dis 2025, en nie vir Suid-Afrika. Suid-Afrika het 'n machtsstrijd geword. Who can rule, who can break, who can steal? This corruption is rife in South Africa. Daarom is die ma so belangrik om die kind die waardes, regte waardes te leer. Die oma is ook daar, die gogo, jammer. Die gogo is ook daar, die oma is ook daar. So hierdie kind het hulp van die ma en die kind van die oma. Van ma moet gaan werk. Sy moet brood op die tafel sit vir haar kinders sorg. Maar nou is hy veilige gewete, my kind is by gogo. My kind is by oma. En wat doen gogo? Gogo raise that child. Like he instills the values into the child. En wat die waardes praat ons van? Die ma en die gogo leer hy kind respek. En daarom is Moederdag so belangrik vir u en vir my. En sal terugkyk dan memory lane. Dink dat hoe kwaai was die ma met u. Ons sal nie altyd dit verstaan nie. Maar as jy weet waarom doen dit, u gaan losgelawer in 'n samelewing wat hard is, wat koud is, wat wreed is, maar as jy respek vir ander mense het, then you can survive. Die ma en die gogo leer jy kan eerlikheid. En dis 'n woord wat baie moeilik in Suid-Afrika toegepas kan word. Die waardes wat die kind geleer het nou in die nuwe Suid-Afrika is, dis 'n ego geword. Van eerlikheid, nou raak dit 'n machtsstrijd. Hoeveel kan ek steel van myself? Hoe kan ek ander mense wegdoen to survive on my own? Dis die nuwe Suid-Afrika. En daarom, liewe gogo, liewe ouers, leer u kinders die eerlikheid. En ek weet u doen, ek preek die Here daarvoor. Leer die kinders op 'n goeie manier. Hey, dan so dat ons kwaai. Ons mag nie so groot dit nie. Vir groot mense. Ons moes gesê dat, goeiemiddag om die dag. Hallo Sari, is dit so? Ja, ons moet. Maar ons
Dis die respek, die goeie maniere wat ons ouers en gogga vir ons geleer het. Maar hulle leer ook vir die waardes die hulpvaardig. Help those in need. Don't turn your back on them. Help them. En dis wat die ma en die gogga leer. Want ieder so is groot gemaak, as daar 'n klop is, mami het gedeel. As dit wel geld is, mami het gedeel. In die nuwe Suid-Afrika wat baie moeilik is, leer ook die kinders om ander te aanvang. Ons het groot geword in Suid-Afrika, so weet jy. En my ma gesê, luister so, you ever use a K word. Dit is om Piet, die man wat die melk vir ons gebring het. Ek het van hom Piet gehou, het al my kostiste gegee. Gepraat van goeie manier. Nou as ons uitgegaan het, en ons moes nou jong en weet, en jy riek, en jy liek mooi. En so ek sê, jy is gejaak. Nog aan jy uit, en sê, maar, julle gaan nie my naam die moeders leef. Van die samenleving, waar jy groot geworden het, die mense ken die naam. Hulle weet nie wat hy huis het kon doen. En die dag my ma nou baie ernstig is, dan sê sy in Soetewe, hey, ek sal van 'n speech. Dit beteken, jy gaan 'n ding sien. Kan nie, so vragtig, as ek hoor, julle het enige gedra buiten nie, ek sal van 'n speech, julle gaan 'n ding sien. En hulle het bedoel. Go down memory lane. Ek dink die maat moet weer opgevoed. Jy gaan nie my naam deur die moeders leef. En daarom is ons vandag op hierdie Moedersdag met soveel dankbaarheid gevul teenoor ons moeders. En wanneer ons dan memory lane gaan, broers en susters, dan erken ons die moeders wat vir ons die weg gebaan het. En hier sit ons vandag. Dit moet nie wat hy sê kom nie. Die reg groot geraak nie. Maar omdat die man swaar gekry, hulle kom miskien nie lees en skryf nie, maar sy sê, ek gaan vir my kinders die beste gee. En kyk vandag, as ek nou moet kyk op waar hulle staan, is baie mense wat op universiteit geëindig het, op college, wat die eie besigheid het, wat die eie huise woon, wat moeders het, het uitgesteek, waarvan af kom dit? Die ma het gesorg, my kind moet uitsteek, ek gaan my kind die beste gee. Halleluja, ons salute our mothers and fathers for that. And while you raise your children today, brothers and sisters, instill the values of them, go for the best in life. As ek leer dus toespreek, dan sê ek, dit gaan nie om waar jy uitkom nie, dis waarheen jy gaan. It's not about I can't, it's about I can. En dit is wat die lewe is, van ons kinders is so onseker. Ek weet nie wat, as jy my graad 12 gevraagd het, nou is so klaar, die laatste jaar in school, wat gaan jy word? Ek weet nie meer. Die lieve ouers, praat met die kinders. Ons het hulle nodig in hierdie nuwe Suid-Afrika. Om hulle plek voor te staan. Rus hulle toe om uit te steeg in die lewe. Dis juist ons moeders wat ons blootgestel het aan die baby. Onthou jy nog die eerste gebeetjie? Ek ben 'n kindjie klein. Jesus ma, my hartjie. Onthou jy nog? Ag, super sap, nee. En enige kind sal weet, hierdie teken beteken ek bid. Miskien was jy op die knieë ook, maar dit is wat mami gedoen het.
So dit mag nie uitsterf nie, liewe mami, as die kinders groot maak, of going down memory lane. U is wat u is vandag op 'n geestelike vlak. Daarom is u in die kerk vanoggend, want u ma het gesorg. Jy sal moet kerk gaan, sonneskool gaan, die jeug, die koor. Hier is jy vandag as gevolg van mami se toedoen. Wow, dis magic, hè? Ons moeders is ook gevul met wysheid. Wysheid kan nie gekoop word. Wysheid kan nie, is onhandelbaar. You can't. En om die Here te dien, het ons ouers lewenswysheid vir ons gegee. Daardie auntie, in haar eenvoud, met haar siektes, met haar gebreke, hulle het ons lewenswysheid gegee. Om die Here te dien. Om toegewyd te wees. En daarom, broers en susters, is ons Moedersdag vandag die waardes wat ons geleer van ons mannes is bly. En as jy vandag by mami is, ons families is by mekaar, treasure those moments. Iemand het gesê, onthou, die kring raak kleiner. Ek doen ook believing van sy. Mami het afgesterf. Maar kan nie ma se dood verwerk. En die dokter sê, hey dan, die sê die familie. As ek maar net, Mr. Abrams, as ek maar net daar kon gewees het, as ek net mami se hand kon vashou het, as ek maar net kon weer vergifnis vra by mami, wat ek aan haar gedoen het, Mr. Abrams, as ek maar net, my oorloma het gesê, too late for tears. Liewe kinders, die wat nog aan mami het, it's never too late. It's never too late. Gaan maak reg wat verkeerd is. Mag die Here u seën op hierdie Moedersdag. Never ever forget where you're coming from. Down memory lane. Maar nooit God uitsleep in u besluite. Maar nooit God uitsleep uit die huishouding nie. Die kinders wat u groot maak. It's a piece of art from God. Die Here sê, amen.